Nommer 2, verklaar oorlog. Verklaar oorlog. Sien, dis nie genoeg net om uit die water uit te kom nie. Dis nie genoeg om net uit te kom en te sê, "Joe, ek het dit gemaak nie." Daar moet verder aksie geneem word. Ek moet verstaan dat ek is in oorlog en ek moet daai oorlog amptelik verklaar teen die vyand, teen sonde in my lewe. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 6:12. Hy sê, "Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld en teen elke bose gees in die lig." So wat ek wil hê jy moet hoor in Paulus se gedagtes is, Satan wil jou in 'n struik lei. Hy wil jou in sonde vashou, want daar as hy jou daar vashou, dan neutraliseer hy die effek wat jy het in die koninkryk. Want jy kan nie die kat in die donker knyp en die seëning van die Here op jou lewe hê nie. Jy kan dit nie. En Satan weet dit en dis hoekom hy dit doen. So ek moet verstaan, ek is in 'n oorlog. Jy is in 'n oorlog. Jy moet net besluit, is ek in die wenkant of is ek in die verloorkant? Is ek besig om saam met Jesus en Jesus se kinders die pad te stap of probeer ek dit op my eie? En daar's 'n wapenrusting wat vir my en jou gegee het. Nou, in Genesis 4:7 het ons nou nog gekyk. Die sonde wag vir jou daar buite en hy wil vir jou in sy mag kry. Ouens, julle is veilig hier. Julle is veilig hier. Niemand van julle is nou onder die versoeking om enigiets snaaks te doen nie. Hoop ek. Maar daar buitekant, as ons by daai deure uitstap, begin die regte egte wêreld. En ek en jy moet die goed nou in plek sit, want teen die tyd wat die versoeking kom, as dit nie in plek is nie, dan rol die vyand vir my en jou soos 'n hoogwatergolf. Jy kry nie opgestaan nie. Jy moet oor hom heers. So wat doen die vyand? Robert sit oor see, so ek gaan vir Herman roep om by my te kom staan. Herman, ek wil vir jou illustreer, ons het by 'n Bybelstudie gedoen een aand, maar Robert, my victim, is nie hier nie. So dis Herman. Herman, gee net 'n lekker handeklap vir Herman. Herman, dankie. Staan net hierso. Herman, jy's vandag Robert, okay? Ek is Robert. Jy's Robert. So hier's wat die vyand met jou doen. Ek wil dit net prakties illustreer. Herman, jy weet hierdie ding is sonde. Maar doen dit. Wat moet ek doen? Die sonde, wat ook al dit, ek wil nie iets noem nie. So wat hy doen is, hier's wat die vyand kom doen is, hy sê vir jou, hoor die man is okay. Is nie so sleg nie. Herman, almal doen dit. Almal doen dit. Weet jy, almal doen dit. Jy weet dit. Kyk die koerant, almal doen dit. Steel daai geld, man. Verduister daai geld. Vermoed dit nie verklaar nie. Gaan ryk aan hierdie ding, gaan sny van, gaan proe aan die ding, gaan drink aan daai ding, gaan soen daai meisie. Ek probeer maar nou al die sondes hier noem wat ek nou aan kan dink. Okay? En dan wanneer jy jou oortuig het en jy doen dit, gee net vir my een tree vorentoe. Jy's nou op pad soontoe. Nou begin die pop op die fanstrike, nê? Nou is Herman, nou moet jy die goed wegsteek. Steek dit weg. Maar hou aan daarmee, moenie ophou nie. Okay, soos reg. Jy kan dit wegsteek. Herman, jy kan dit goed genoeg wegsteek dat niemand ooit sal weet nie. Jy kan. Hou net aan. Ek sal vir jou help. Ek gaan vir jou help. Gee my nog 'n tree toe. Alright, nou begin die wiele afkom. Jou vrou vind uit, jou man vind uit, jou kinders vind uit, jou werknemer vind uit. En nou? Waar's ek nou? Nou ek is die vyand. Nou staan ek daar. Sies vir jou man. Jy's 'n sondaar. Jy wil 'n Sondag kerk toe gaan en gaan bid. Jy skyn heilig, sies man, skaam jou. Okay, sien julle wat ek probeer illustreer hierso? Dieselfde stem wat jou in hierdie versoeking intrek, wat jy volg, is dieselfde stem wat vir jou gaan sê, jy kan nie bid nie. Jy verbeel jouself, jy's te sondig. En dit hou jou net daar, hy hou jou onder die duim, sodat jy nie bid nie. Dankie Herman. Geef hom 'n lekker handeklap toe. So, verklaar oorlog en herken daai stemme, want dit kan wees dat jy vandag daar is, wat hy vir jou sê, jy kan nie bid nie, jy is dan skynheilig, dis nou die tyd om dit te breek, sê vir jouself, ek gaan nie meer toelaat dat my hart geïnfiltreer word deur die vyand nie, ek gaan nie toelaat dat my gedagtes verder, nie my ore nie my oë nie, sien julle daar kom die huwelik in, dit pas nie eens in nie, maar dit pas in, nie my huwelik nie my lewe nie. Ek gaan nie die vyand verder toelaat nie. Ek gaan my knieë in elke area van my lewe buig voor die Here Jesus. En ek gaan dit onverskrokke doen. Maak nie saak wat die prys is nie. Want daar is nie iets beter in my lewe as om vir die Here te leef. Kan iemand net amen sê daar? Okay, ek gaan die wapenrusting optel, want dis wat die Here vir my verwag. Dis die tools wat die Here vir my gegee het vir hierdie stryd. Nou okay, julle wonder wat die wapenrusting is. Ek gaan dit vir julle gee. So, vir die res van jou lewe is jy in oorlog. Nou okay. Daar is nie afdae nie. Hier is nie die eet dat jy cheat daai het nie. Okay? En dis ook nie, daar's nie vakansie nie. Hier is elke liewe dag van jou lewe. As jy opstaan, is dit 'n stryd. Elke dag van my lewe vir die res van my lewe.
Ek dink in 2017 het ek en Alex Stein hierdie boekie saam gedoen. Nou, ek weet nie, 'n klomp van julle weet nie wie Alex Stein is nie, want julle is onlangs by die kerk, maar in 2017 het ek en hy 'n boekie saam gedoen, dis oorlog. Nou, Alex is 'n briljante teacher, as jy dit so kan stel. En hy het saam met my hierdie gedoen. En as jy nog nie hierdie reeks gedoen het nie, gaan na www.biblestudy.co.za en gaan laai dit af. Jy gaan geseën wees met die agtergrond, wat Alex ook daar ingewerk het, hy het baie navorsing gedoen. Wie was in die kerk toe ons daai reeks gedoen het? Dit was bittergoed. Dit is ook op YouTube. Ek wil vir jou mooi vra, as jy, wie het nog nie hierdie reeks gedoen nie? Steek gou op jou hand, wie het hierdie reeks gedoen nie? Nou oké, ek wil nou sommer julle mooi sê. Jy gaan 'n fout maak om dit nie te doen nie. Sê net ek verstaan.